Welkom in my Afrikaanse klas. Ons laaste les oor die 10 haikus gaan oor 'n moontlike spulvraag. So ons gaan dadelik begin. Noem 3 kenmerke van die digvorm. So that means the haiku. And first of all, dis 'n rymlose gedig. Daar is 3 versreëls. 3 lines en 17 lettergrepe. So daar kan jy sien, daar's 'n punt vir elkeen van daai antwoorde. Wat is die tema van die gedig? Die impak van die mens op die natuur. Goed. Na watter interteks, right, keyword, verwys hierdie gedig? En dit gaan oor die skepingsverhaal soos aan ons vertel uit die Bybel. Nou, hier moet jy elke haiku in een sin opsom. Kom ons kyk gou-gou. Haiku 1 gaan oor hoe die koepel gevorm is. Met ander woorde, die meteoriet wat die aarde getref het. Die tweede haiku verwys na die skepping van dag en nag. Die derde een praat van water, wat altyd 'n teken van lewe en hoop is. Hope, life and hope, new life and hope. Nommer 4 beskryf die holte wat in die grond gemaak is, in daai holte wat geskep is. Nommer 5 praat oor bome, wat ook 'n teken van lewe en groei is. Haiku 6 praat oor die koms van die mens. Haiku 7 gaan oor die feit dat dit 'n wêrelderfenisterrein is. Wêrelderfenisterrein. So dit word bewaar vir die nageslag. Nommer 8 gaan oor besoedeling as gevolg van die mens se optrede. Nommer 9 is 'n dankgebed. En haiku 10 is daar 'n voorspelling oor die mens se toekoms. Goed, so daar's die 10 gedigte opgesom, elkeen in sy tema. Kom ons kyk. Gee 'n voorbeeld van alliterasie. Alliterasie, jy moet onmiddellik in jou kop weet wat alliterasie is uit die volgende haikus. Die eerste een, meteoriet. Klief, hin, klip, vuis en klap. And you see all those KLs. Oor wind, die meteoriet nommer 2 oor wind, is daar die pragtige nuwe woord, die neologisme, winternis weg. Wee. En dan in haiku, ek dink is haiku 7, ja, mensdom
middeldeur. Goed. Wat is die funksie van alliterasie in hierdie gedig? Dit bind al die verse saam. So dit het 'n samebindende funksie. Waarom word die meteoriet as 'n vuis beskryf? Nou, dit gaan hier oor die harde vuishou. Nee, as jy dink aan daai klip wat die aarde getref het, soos 'n harde vuishou. Klap lewe verduidelik die woordspeling in, daar's 'n fout, in haiku 1, klap lewe uit die aarde uit. Letterlik beteken dit die aarde is vernietig. Figuurlik beteken dit daar is as gevolg van die dood, onthou julle ons het daaroor gepraat, as gevolg van die dood kom daar nuwe lewe. En dit is hoe die twee by mekaar aanpas. Die klip wat die aarde tref word met 'n vuis gebruik. Benoem die beeldspraak. In die eerste plek is dit 'n metafoor, maar dis ook 'n voorbeeld van personifikasie. En dan vra hulle, wat is 'n meteoriet? Dis 'n rots wat uit die lug uitval. Nommer 12, wat gebeur met lewe wanneer die meteoriet die aarde tref? Alles sterf. En ons weet, daai impliseer dat daar die kans is vir lewe. Nou vra hulle vir jou, kies die korrekte antwoord tussen hakkies. Dis 'n manier wat hulle baie gebruik. Skryf net die vraag, nommer en die antwoord neer. Kom ons gaan aan. Haiku 2, asem wat jaag, is 'n voorbeeld van personifikasie of 'n metafoor. En dit is verseker personifikasie, want die asem impliseer die mens. En ons kan net dit wat met menslik is, personifikasie noem. Watter afleiding kan van die wind gemaak word in haiku 2? Noem 2 dinge. Die wind was baie sterk en ijskoud. Wat word letterlik met die woorde vee ons winternis weg? Kan julle nog onthou daai winternis neologisme? Dis 'n samevoeging van winter en duisternis. Die donker, die koue word weggejaag. Weggejaag deur die lig. Dis daai mooi beeld van as jy in 'n donker kamer 'n klein kersie aansit, dan verlig dit die hele plek. Wat is die konnotatiewe betekenis van hierdie ene? Dit verdryf die duisternis van eensaamheid of alleenheid. Goed. Noem 2 dinge wat met yslike nagte geïmpliseer word. Yslik, onthou julle, ons het gesê, die letterlike betekenis is dis groot, die letterlike betekenis is dis yslik, dis baie koud, maar dan is dit ook baie groot, baie koud en donker en groot. Goed. Haiku 3, sonder droë woorde sin wat my skoon verstom. Hoekom is die spreker so verstom? Hy is sprakeloos
as jy verstom is oor iets, dan is jy sprakeloos. Oor die water wat al vir miljoene jare deel van die aarde is. Wat is die kleur? Dis silwer, dis 'n maklike ene. Wat besoedel op die oomblik die water is rioolafval en natuurlik ons vyand, plastiek. Verduidelik die woordspeling van skoon verstom. Hy is verstom. Ons sê in die alledaagse taal, ek is stom verbaas, ek is skoon verstom oor die mense se domheid. Maar skoon is direk ook in verband met water, want as jy jou was in water, dan word jy skoon. So daar's die twee goed. Watter klank word in hierdie haiku gebruik om die ruisende water na te boots? En dit is die S-klank, alliterasie. Watter woord verwys na die holte in die grond? Nou hier vra hulle 'n woord, maar hulle sê nie jy moet dit aanhaal nie. So ons gaan net skryf bakhand. Goed. Waaruit kan afgelei word dat die koepel die middelpunt van lewe is? Hulle haal een woord uit die haiku 4 aan as jou antwoord, en daar moet jy jou aanhalingstekens, en dit is die kliphart. Hart is die middelpunt van alles. Benoem die beeldspraak. Bakkant van jou lyf, dis weer 'n metafoor, maar dis ook personifikasie, né? Verduidelik in jou eie woorde hoekom die reël 'n voorbeeld van personifikasie is. Dis 'n menslike aksie, wat nou toegedig word aan iets wat nie lewend is nie. Watter afleiding word gewoonlik gemaak wanneer iemand bakkant staan? Hulle bedel. They are begging. Goed, haiku 5 haal 'n woord aan wat speelsheid verleen, en dit is die blare wat dwarrel. Hulle sê ons moet aanhaal. Watter woord dui op lewe? En dis die woord broei. Weer, hulle sê net gee 'n woord, nie haal aan nie, so ons kan hom net neerskryf. Watter seisoen word deur die woord kil voorgestel? Dis winter. Kil beteken afsydig of koud. Verduidelik die effektiwiteit van die woorde kultakke. Nou, dit pas goed, want hierdie beskrywing dui op die bome wat hul blare weggooi of afgooi. Goed. Watter woord dui nou vir ons die wending aan, en ons het gesê dis die woord toe. Nou watter woorde, waarna verwys die woorde stof uit stof, stof, begrafnisse, ekskuus ouens, ek probeer nou net baie vinnig hier deurkom. Verduidelik die ironie, die mens is uit stof gemaak. En dan heers hy oor die stof. Goed. Oorheers die aarde op grond van sy bestaan, gee een woord om die mens se karakter te beskryf. Nou hier is 'n paar interessante woorde. Baasspelerig,
lording it over. Oh, genade. Skus julle. Baasspelerig, of ons kan praat, hy is oorheersend, is maar 'n sinoniem, of ons kan sê die mens is maar arrogant in sy wese, arrogant, think he's a little bit better than anybody else. Haal 'n woord aan, wat sê dat die mens die aarde regeer, haal aan, oorheers. In watter haiku kry ons 'n vooruitwysing of 'n voorspelling wat in die 10de haiku gemaak word, en dit is in haiku nommer 6. Haiku 7, waaruit lei ons af dat die Vredefortkoepel belangrik is? Want dit word aangewys. It's not something that just happens, especially if it's a World Heritage Site. It's not only in South Africa, it happens from outside South Africa. Dit word aangewys as 'n, ek gaan nou nie die hele woord uitskryf nie, 'n wêrelderfenisgebied. Haal een woord aan, wat daarop dui dat die koepel aan alle mense behoort, en dit is die woord ons almal. Hoekom is daar besluit om dit 'n wêrelderfenisgebied te maak? Want indien dit nie gedoen is nie, sou ons dit waarskynlik vernietig het, nog lank voordat mense regtig dit kon sien vir die waarde van wat dit gehad het. Wat is die funksie van die koppelteken? Nou, 'n koppelteken is ook 'n aandagstreep. Nee, it forces you to pay attention. Aandagstreep. En dit wys ons, hy beklemtoon die feit dat die mens dom is in sy omgang met die natuur. Die volgende een. Nou hier is dit 'n lekker vraag, want jy kan nou jou eie storie opmaak hier. Wat sal jy eendag vir jou kinders as erfenis wil bewaar? What would you like to leave as the legacy for your children? So, dit kan enige iets wees, solank jy dit motiveer, en solank jy dit hou binne die konteks van die gedig, en dan onthou woordorde, onthou waar die werkwoord inkom. Hoekom dink jy, is dit belangrik om sekere gebiede, skus ouens, daar's 'n tikfout, gebiede of plekke vir die nageslag te bewaar? Dit is sodat dit onthou kan word, sodat, as ons dink aan die dodo, of die penarrie van die renosters, gaan ons kleinkinders, gaan hulle eendag 'n renoster kan sien, of gaan hulle dit net op 'n prentjie sien? Dis hoekom ons hierdie goed moet bewaar. Wat doen die mens as hy as dom beskryf word? Hy vernietig die natuur. Goed, ons is by haiku 8. Hoe vernietig die mens die natuur? As onthou julle, ons het gepraat oor die implemente, die byl en die treksaag, wat simbole was van ontwikkeling aan die een kant, maar vernietiging aan die ander kant. Ekskuus, daai 2 hoort hier, daai 1, hoe vernietig ons? Ontwikkeling, as ook besoedeling, né? As ons dink aan
lugbesoedeling, waterbesoedeling, grondbesoedeling. Goed, wat kry swaar as gevolg van die besoedeling? Nou in hierdie gedig sien ons duidelik die duif en die dier. Wat is die gevolg van die vuil lug wat hierdie diere moet inasem? Hulle word yes. Haal twee aparte woorde, so two separate words, aan wat op besoedeling dui, en ons weet uit haiku 8, dis rook en roet, smoke and soot. Haal 'n woord aan wat dieselfde betekenis het as die prys betaal, of gee 'n woord, en dit is die woord boet. Onthou julle, ons het daarvoor gepraat. God word direk aangespreek in haiku 9. Dit is 'n voorbeeld van inversie, nee, dis 'n voorbeeld van 'n apostroof. Oxymoron polystendon. Waarvoor bedank die mens God in hierdie haiku? Hy sê vir God dankie vir die goed en die slegte dinge van die lewe. Watter sonde het die mens gepleeg? Daar moet 'n uitroepteken wees. Ons is vernielsigtig. We don't look after things. We misuse them. Ouens, ons is amper klaar. Watter karaktertrek van die mens kom na vore as gevolg van die sonde in die vorige vraag? Ons gee nie om nie. Letterlike betekenis van uitgeteer. Letterlik is baie maar en verwaarloos. Konnotatiewe betekenis is uitgeput, misbruik. Stem jy saam dat ontwikkeling teen 'n prys gekom het? Dis weer een van daai vrae wat jy jou eie antwoord kan opmaak. Jy moet jou antwoord motiveer. Dis daai ding van, did we develop the land at a price? Daar is 'n kontras tussen die mens en die natuur. Stem jy saam? Verduidelik jou antwoord na aanleiding van haiku 9. Kontras, teenstelling tussen die mens en natuur. En dan kan jy weer, dis ook weer 'n lekker vraag wat jy jou eie antwoord kan uitdink. Haiku 10, wat voorspelling word gemaak? Die aarde gaan weer, daar is die woord weer, vernietig word. Buiten besoedeling, watter ander tekens is daar dat die aarde se bestaan bedreig word? Nou goed, daar is altyd die teken van aardverwarming. Ek het gister na 'n interessante praatjie geluister hieroor, wat hulle sê die noordelike halfrond raak al hoe warmer, en die suidelike halfrond raak al hoe koeler, maar die algemene temperatuur van die aarde raak hoër, en dit het natuurlik allerlei implikasies vir die see, water, ice caps that are melting, and all of that. Goed, wat gaan die aarde vernietig?
Die mens bring al hoe meer ontwikkeling. Ten koste van die natuur. Wie of wat is die groot ekskuus? Nou, dis nie noodwendige persoon nie. Ons kan sê dit is 'n goddelike ingryping. Wat is die enigste ding wat die aarde se vernietiging kan stop? En dit is dieselfde antwoord daar. Verduidelik die sirkelgang van die gedig. Dit begin by die meteoriet en dit eindig by die meteoriet. Noem 2 positiewe en 2 negatiewe goed wat die mens in die Vredefortkoepel vind. Ons het gesê, daar is groei, daar's lewe, maar daar's ook vernietiging as gevolg van ontwikkeling. So, julle kan dit daarin. Verduidelik die betekenis van asemhaal as 2 woorde. It is fetching oxygen. Om suurstof te kom haal. Wat word voorspel, gaan eendag weer gebeur, die aarde gaan weer vernietig word. Goed, en dan vra hulle vir jou, stem jy saam met hierdie stelling? En dan moet jy 'n rede gee vir jou antwoord. Nou hier kan jy sê ja, die aarde gaan homself vernietig as gevolg van aardverwarming, of jy kan sê nee, dit gaan nie gebeur nie, want daar word maatreëls getref om dit te keer, en so hier is weer een van daai vrae wat jy jou eie antwoord kan opmaak. Onthou net woordorde en woordeskat. Goed, ek hoop ek het julle nie morsdood verveel nie, maar ek dink as jy nou hierdie vrae ken, gaan hulle vir jou nie sommer vasvra oor Vredefortkoepel nie. Tot 'n volgende keer.